Ek wil u groet in die naam van God, die Vader, Seun en Heilige Gees, wat die enigste ware God is. Ek kom groet u in die naam van Jesus, wat die waarheid is. Groet in die naam van die Gees van God, wat hierdie belangrike boodskap deur sy woord aan jou kom bring. God seën julle. Kom ons bid saam. Genadige, liefdevolle, barmhartige God. Aan u kom toe die eer, die aanbidding van ons harte toe. Ons buig voor u. U is vir ons die enigste waarheid. Jesus, dankie dat u die woord van God is wat vlees geword het en tussen ons kom woon het en vir ons hierdie belangrike boodskap gebring het. Ons dankie vir al die mooi boodskappe wat ons ook in ons lewens ontvang het. Miskien hierdie week. Maar ons wil u baie dankie sê, want in 'n wêreld met sulke slegte boodskappe is dit wonderlik om hier in die kerk by mekaar te kom om die goeie boodskap te kan hoor. En ek vra u, Gees van God, u wat hier is, by ons is, in ons is, wat vir ons hierdie belangrike boodskap uit die woord vanoggend vir ons kom gee. Dankie dat ek weet dat hierdie belangrike boodskap vanoggend vir mense weer opnuut by die plek sal bring waar hulle hierdie belangrike boodskap kan en moet ontvang. En dat hierdie belangrike boodskap 'n mens se lewe vir altyd verander. Ons is hier om te luister in Jesus se naam. Amen. Amen. Die belangrikste boodskap. Paulus het hierdie belangrikste boodskap vir Timoteus gebring. Vir Timoteus geskryf. Hy skryf aan hierdie jong man Timoteus. Hy noem ook Timoteus sy seun in die geloof. Want julle weet seker dat Paulus was nie getroud nie, hy sê dit self. Maar hierdie Timoteus het hy altyd sy geestelike kind genoem. En daarom het hy veral vir hom hierdie belangrikste boodskap gebring. Jy weet, daar's party mense wat nie eers sal weet as dit 'n belangrikste boodskap is nie. As 'n mens weet, maar hierdie is die belangrikste boodskap, want hierdie boodskap is daar om jou lewe te verander. Is daar om die rigting van jou hele lewe te verander. Dan sal 'n mens met absolute aandag luister. Nou wat is hierdie boodskap? 1 Timoteus 1:15 ons tekswoord. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Paulus begin om vir Timoteus te sê, dit wat ek vir jou bring is eg. Dit wat ek jou bring is die waarheid. Dit wat ek aan jou bring is geloofwaardig.
Hierdie boodskap kan nie oorgestry word nie. Dis hierdie belangrike boodskap wat jy moet aanvaar, ontvang, glo en luister mooi. Dit gaan lewe. En nou is ek hier vanoggend as posman wat hierdie belangrikste boodskap in jou lewe aan jou kan kom bring. Paulus skryf jy aan Timoteus. Hy sê, ek het jou waardig geag. Ek het jou goed genoeg geag om hierdie belangrikste boodskap vir jou te gee. Daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, moenie jou parels voor die swyne gooi nie. Moenie jou parels voor die varke gooi nie. Want jy weet as mense wat so belangrike boodskap nie eers sal ag nie. En dan mors jy hierdie beste boodskap. So hierdie boodskap is die beste boodskap wat jy ooit gaan hoor, maar jy moet iets daarmee maak. Want anderster bly dit die beste boodskap vir ander mense en nie vir jou nie. Die eerste, wat is 'n betroubare boodskap? Ons leef in 'n wêreld waar die fopnuus al meer en meer oorneem. Is ek reg? 'n Mens kan nie vandag eers seker wees van wat jy hoor, wat jy sien op die TV, die waarheid is nie. Fopnuus. Maar dit wat Paulus hier vir Timoteus bring, sê Paulus, dit is 'n betroubare woord. Jy kan dit onvoorwaardelik aanvaar. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, hierdie boodskap wat ek vanoggend bring, het ek die hele week in my eie lewe weer en weer oor en oor gesê. En weet julle wat? Ek kan dit onomwonde vanoggend vir julle sê. Dis die waarheid. Hierdie boodskap is die waarheid. Hierdie boodskap is nie 'n opinie nie. Hierdie boodskap is nie 'n teorie nie. Hierdie boodskap kan jy nie betwyfel nie. Hierdie boodskap kom direk uit die hart van God uit. Hoor mooi. Hierdie boodskap kom uit die hart van God uit. En daarom wil ek dit met oorgawe vanoggend aan julle bring. Jy weet, ons leef in 'n tyd waar hierdie boodskap, daar's 'n vertaling wat genoem word die boodskap vertaling. Hierdie Bybel is God se boodskap. En daarom is ons besig met God se boodskap. Dit gaan hier nie oor geskiedenis of dit gaan nie hier oor wetenskap nie, dit gaan nie oor politiek nie. Dit gaan hier oor wat sê God. En hoor wat ek nou sê. As God iets gesê het, is dit die waarheid en jy kan dit aanvaar of jy kan dit nie aanvaar nie. Maar die feit dat jy dit nie aanvaar nie, maak dit nie alleen nie. Daar's mense, selfs predikante, wat die Bybel bevraagteken. Daar's mense wat die Bybel verloon. Daar's mense wat die Bybel verdraai. Daar's mense wat die Bybel vergeet het. Hulle weet nie meer waaroor dit gaan nie. Maar ek wil dit vir julle sê, dat ons bou ons hele geloof op die woord van God. Die Bybel is nie God wat iets sê nie. Die Bybel is alles wat God vir ons sê. En daarom is die Bybel so belangrik. Jesus het tot Petrus gesê, Petrus, toe Petrus gesê, U is die seun van die lewende God. Toe sê Jesus, jy het dit nie gehoor van 'n mens nie, jy het dit nou van God af gehoor. En weet jy wat? Ek gaan my kerk op hierdie belydenis van jou bou. Dat Jesus, Christus, is die seun van God. Ek wil jou vra, is dit jou belydenis? Want jy sien die kerk, sy hele belydenis is gebou op Jesus is die seun van die lewende God.
Die Bybel is nie gebou op enigiets anders nie. Dit is die fondasie van die kerk. Jesus is die seun van die lewende God. Weet jy, dit is so belangrik dat ons die Bybel nie kan verdraai nie, dat ons die Bybel nie maar kan uitvee nie, dat ons nie kan bladsye uit die Bybel uitskeer nie, dat ons nie die Bybel kan probeer aanpas nie. Hier staan in Openbaring 22 vers 18 en 19. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets daarvan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in die boek geskrywe is. As jy een sinnetjie, een woord wegneem van dit wat God sê, sal God ons daaroor oordeel. En daarom kan mens nie met die woord speel nie. Jy kan met die woord maak wat jy wil nie. Want jy sien, as jy dit doen, dan het jy met God te maak. Galasiërs, ek wil eintlik begin hier te sê, daar's valse teoloë. En dit is hartseer dat een van my baie groot vriende, ek gaan sy naam nie noem nie, vir my een keer ons twee het gekorrespondeer en hy stuur vir my e-pos. En hierdie ou is 'n ou wat 'n professor was. Ek en hy het saam studeer. Hy het so eentjie verder as ek gekom. En hy skryf my e-pos en hy sê vir my, Andrei, ek het vir jou nuus. Ek glo nie meer in God nie. Die Bybel is 'n storieboek. Alles wat ek in my lewe geleer het, alles wat ek in my lewe verkondig het, alles in my lewe wat ek vir studente geleer het, is leuen. Weet jy wat? Dit het my geskit tot in my binneste. Ek het toch gesê, maar hoe kan jy dit doen? Hoeveel mense gaan twyfel in wie se lewens jy ingespreek het? Hy het gesê, ek kan nie meer met 'n leuen saamleef nie. Galasiërs 1 vers 8 sê, maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God gaan hom tref. En daarom staan ek hier op die kansel, en ek wil vir u dit sê, ek kan nie maar hier kon staan en goedjies sê wat mense wil hoor nie. Ek kan nie op die kansel staan en mense probeer tevrede stel nie. Ek kan nie die waarheid van die Bybel verander, want die vloek van God is oor my. Dis wat hier staan. En daarom het ek 'n verantwoordelikheid. Het ek 'n verantwoordelikheid aan mense. Jy sien, hierdie belangrikste boodskap wat jy ooit ontvang het, is dat jy by 'n plek in jou lewe moet kom, waar jy besef, jy is verlore. Jy sien, die meeste mense sê, ek is nie so sleg nie. Of mense sê, ek probeer my bes. Ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek doen, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat hierdie boodskap wat die waarheid is, die belangrikste boodskap, kan jy nie aanvaar, kan jy nie deel van word, as jy nie erken, ek is verlore nie. Dis die sleutel. Ek is verlore. As jy daar in die diep see is en jy is besig om te verdrink en die lewensredder kom af verby en sê moenie bekommerd wees nie. Ek is alright. En jy verdrink. Dat is jou eie skuld. En die meeste mense wil nie by die woordjie uitkom, ek is verlore nie. Jy sien, en daarom het ek vir u nuus. Dit gaan nou oor die beste boodskap wat jy ooit gehoor het. Die beste boodskap wat jy ooit kan hoor volgens 1 Timoteus 1 vers 15. Luister, kyk na my lippe, is dat jy gered is. Jy's gered. Dit staan hier. Dit staan hier. Dis 'n betroubare woord en die moeite werd om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan ek sê Paulus die belangrikste is. Dis die beste boodskap wat jy ooit gehoor het.
Ek is verlore. Johannes 3 vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Jy kan nie gered word as jy nie verlore is nie. As jy vir die dokter sê, ek is nie siek nie, kan die dokter jou nie help om gesond te word nie. As jy vir jou bankbestuurder sê, daar's niks met my finansies verkeerd nie, dan gaan jy bankrot word. Omdat jy nie wil aanvaar, ek is verlore. Ek moet gered word. Ek moet gered word. Lukas 19 vers 10 sê Jesus, die seun van die mens, het gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus het nie na hierdie wêreld toe gekom om vir jou te vertel hoe goed is jy nie. Jesus het nie gekom om mense net gesond te maak nie. Hy het nie na hierdie wêreld toe gekom vir enige iets anders as om mense te red nie. Daarom word Jesus redder genoem. Ek wil jou vra. Ek wil jou vra, is jy gered? As jy gered is, sal jy dit weet. 'n Ou wat besig was om te verdrink en die lewensredder het hom gered, gaan nie onseker wees. Hy sê vir almal vertel, ek was besig om te verdrink en 'n lewensredder het my gered. Amen. As jy kanker gehad het en 'n dokter en almal het deur die terapie en al die goed wat hulle gedoen het vir jou gesê, jy is gesond. Jy's gered van kanker. Jy sal vir almal dit vertel, sal jy nie? En daarom, waarvoor het Jesus gekom? As iemand jou vra daar buitekant, hoekom het Jesus gekom? Net, luister mooi, net een antwoord. Hy het gekom om my te red. Sonder Jesus kan jy nie gered wees nie. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam wat aan ons gegee is, waardeur ons gered kan word nie, die naam is Jesus. As jy vir my vanoggend sê, ek is gered, op enige manier sonder Jesus, dan lieg jy. 'n Dominee kan jou nie red nie, 'n kerk kan jou nie red nie, 'n Bybelteks kan jou nie red nie. Jesus kan jou red. Amen. Is ek reg? Net Jesus kan jou red. Net Jesus. Daarom kom dan en sê Jesus, ek het gekom om nuwe reëls vir julle te gee. As julle hierdie reëls nakom, dan sal julle gered word. Ek het gekom sodat julle kerke kan bou en dominees kan kry en julle kan in die kerk by mekaar kom en ek het gekom daarvoor. Nee. Hy het gekom om jou te red. En wat is redding? Redding, hoor mooi, is verlossing van skuld. Jesus het jou skuld betaal. Tetelestai, die prys is ten volle betaal. Jy weet nie wat dit beteken. Om op 'n dag te besef, alles, en ek wil jy saam met my kyk, alles wat ek gedoen het, van my geboorte af, tot op daardie dag, waar ek erken het, dat ek verlore is. Al daai skuld, het Jesus kom wegneem. Redding beteken, my skuld is betaal. Hoe word jy gered van om bankrot verklaar te word? Jy word gered wanneer jou skuld betaal is. Wanneer kry jy jou plaas terug? Wanneer jou skuld betaal is. Jesus het jou skuld betaal. Dis wat dit beteken om gered te word. My skuld is betaal. Ek het nie meer 'n skuld gevoel nie. Hoekom nie? Want ek is gered. My sonde is vergewe. My sonde is uitgevee. Dis die grootste, dis die beste boodskap wat jy ooit kan ontvang. Ek is nie meer verlore nie. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is nie meer op pad hel toe nie. Ek is gered. Ek is gered. Daarom kyk Jesus nie na jou sonde nie. In die eerste plek nie. Jesus kyk na die mens wat God jou oorspronklik gemaak het. God het jou nie gemaak om 'n sondaar te wees nie. God het jou nie gemaak om verlore te gaan nie. God het jou gemaak om sy kind te wees. En jy kan nie kind van God wees sonder Jesus nie. Johannes 1 vers 12. Almal wat Jesus aangeneem het,
reg gegee om kind van God te word. Daarom wil ek jou vra, hoekom noem jy jouself 'n kind van God? En oukies, ek praat ernstig, dis die belangrikste boodskap wat jy ooit kan ontvang. Dis nie 'n belangriker boodskap nie. Verstaan jy? Daarom wil ek vanoggend vir jou vra, is jy 'n kind van God? Jy kan net 'n kind van God word deur dit wat Jesus gedoen het. En jy aanvaar dit in die geloof. En jy kan sê ek is 'n kind van God. Ek wil afsluit. Weet jy wat is die boodskap voor bedoel? Hierdie boodskap is bedoel vir sondaars. Dis 'n betroubare woord. Hier's die belangrike boodskap. Dis 'n betroubare woord, dis 'n egte woord, dis 'n ware woord. En jy kan dit aanvaar met jou hele lewe dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te verlos van wie jy die belangrikste is. Hoor wat ek nou sê. En ek gaan dit sê vir myself. Al was ek die enigste sondaar wat ooit geleef het, sou Jesus nog steeds aan die kruis vir my gesterf het. Jesus het in jou plek gesterf, omdat dit die enigste manier was om jou te red. Die enigste manier om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Daar's geen ander manier nie. Jy kan nie God se boodskap verander nie. Daar's mense wat kom en sê, ja nee, wag 'n bietjie, jy 'n goeie lewe en so aan en jy kan deur seker Boeddha of jy kan deur Mohammed of jy kan deur oukies, ek het met ander godsdienste niks te doen nie. Ek preek nie teen iets nie, ek preek vir iets. Daar's baie predikante, hulle hele bediening is om teen goed te preek. Ek preek vir die waarheid en die waarheid is, jy kan nie gered word sonder Jesus nie. Jy kan nie by God uitkom sonder Jesus nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe is Jesus. Niemand kom by God uit behalwe deur my nie. Jy sien, dis die waarheid. Dis die boodskap van die Bybel, maar die boodskap word verander. Die boodskap word verdraai. Bladsye word uitgeskeur. Dit is nie eintlik bedoel nie. Dis eintlik anders bedoel. Dit moet in die konteks gesien word. Ons kan maak wat ons wil, maar die Bybel is die waarheid. En die Bybel kan nie verander word nie. En daarom as ons kerk of enige kerk die Bybel gaan verander, dan is dit nie meer kerk nie. Dan moet jy nie tuis voel daar nie. As ek begin sê, hoor hierso, ons het ek het die bladsy uitgeskeur en daar's so 4-5 bladsytjies in die Bybel oor, ons sê dis al wat vir ons belangrik is. Dan wil ek vir jou sê, moenie jou voet in daai kerk sit nie. Moenie in 'n kerk kom wat die Bybel begin verdraai nie. Anderster is ons besig om 'n vloek oor ons te bring, want dit staan daar. Daar's 'n vloek oor 'n mens se lewe. Ek is so bly om hierdie ding te veel te sê. Paulus was een van die grootste sondaars. Hy het Christene vervolg. Op die Damaskuspad het hy tot bekering gekom. Op die Damaskuspad het hy Jesus aanvaar en hy word die grootste prediker van alle eeue. Hy skryf 3/4 van die Nuwe Testament. En hy noem homself die grootste van alle sondaars. Kan jy glo, die grootste van alle sondaars word die grootste prediker wat ooit geleef het. Die grootste sondaar skryf 3/4 van die Nuwe Testament. Dis wat gebeur wanneer God iemand red. God red jou om 'n verskil te maak. God red jou om net een boodskap te hê, Jesus. Hy het my gered. Ek volg Jesus. Ek doen wat Jesus sê. Ek is nie godsdienstig nie. Jesus het my gered. Hy het my gered. Romeine 7 sê, ek elendige mens, wie sal my van hierdie sonde kan gered? Jesus Christus. Vir die sondige vrou wat op oorspel gevang is, het wil almal klippe doodgooi. Meeste mense wil as jy 'n sondaar is, wil jy doodgooi met klippe. As jy 'n sondaar is, wil Jesus jou red.
Die wêreld noem jou 'n naam. Die wêreld skryf jou af. Maar Jesus red sondaars, van wie ek die belangrikste is. En hy sê vir hierdie owerspelige vrou, ek veroordeel jou nie. Gaan heen en moenie aanhou met hierdie sonde nie. Hou op! Hou op met oorspel. Hou op, as jy as sondaar gered is, dan gaan jy nie aan met die goed wat jou in sonde gedompel het nie. Jy hou nie aan daarmee nie. As jy gered is, gaan jy nie weer in die diep see en kyk of jy dit gemaak nie. Jy maak nie weer dieselfde fout nie. Want jy is gered. Redding verander my lewe. Redding sê nie, ag ek is gered, nou kan ek maak wat ek wil nie. Dit is nie moontlik nie. Iemand wat gered is so dankbaar dat hy gered is, dat hy sê, nooit weer nie. Nooit weer nie. Voor my redding het ek goed gedoen, wat ek oorskaam is, as die Here dit nie vergewe het nie, sal ek op hierdie kansel nooit kan staan nie. Maar weet julle wat? Ek is gered. My verlede is uitgevee. Die bloed van Jesus reinig my van elke sonde. Dit staan geskrywe. Nie sekere sondes nie, elke sonde. Die verlore seun kom by sy pa en sê, ek is nie meer werd om die kind genoem te word nie. Die pa sê, bring vir hom 'n kleed, skoene vir sy voete, want hy was verlore en hy's gered. Is klaar. Ek het vanoggend vir jou die belangrikste boodskap gebring wat jy ooit kan hoor. Ek sê nie so nie, die woord sê so. En wat is die belangrikste boodskap? Dat die belangrikste sondaar soos ek, het Jesus voorgekom, sodat ek gered kan word. Sonder hierdie boodskap is jy verlore. Ek bedoel as 'n dokter 'n middel teen kanker ontdek, en hy sê, ons gaan van niemand dit vertel nie. Hierdie middel gaan alle kanker beëindig. Wat gaan hy doen? Hy gaan die hele wêreld vertel af. Ons sit met die een boodskap wat mense kan red. En dis Jesus. En as ons swyg, ek kan nie swyg oor Jesus nie. Want dan swyg ek oor die grootste waarheid wat jy ooit kan hoor. Amen. Here, ek wil U loof en ek wil U prys. Dat U nie gekom het om ons as sondaars te veroordeel en om as sondaars af te skryf, maar dat U gekom het om ons te red. Omdat U God ons gemaak het om U kinders te wees. U het ons nie gemaak vir die hel nie. U het ons gemaak vir die hemel. En daarom het U Jesus gestuur, sodat Jesus my kan red van sonde, van verlore en van die hel. En ek wil sê, dankie, dat ek as posman waardig geag is vanoggend om hierdie belangrike boodskap te kom aflewer. In Jesus se naam, amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly, want Jesus het jou gered. Amen.